Goeiedag liewe maats en die besonder ons laerskoolkinders. Ons het hierdie naweek wat kom, Sondag die 6de Oktober, nie katekisasie nie as gevolg van die stapaksie wat julle almal gaan bywoon en lekker saam gaan kuier. En daarom moet ons hierdie lesse opvang. Dit is 'n belangrike sleutel in die res van die boek Handelinge. En julle kan hierdie video kyk en julle kan vir mamma en pappa ook 'n bietjie vra om julle te help om die aktiwiteite te doen. En volgende week as ons by die kerk is, dan wys julle hoe julle die les voorberei sodat ons daai baksteen in die muur net verder kan bou. So as julle saam met my kyk hier na wat ons vandag gaan dek, dan gaan dit wees Handelinge 9 vers 32 tot hoofstuk 10 vers 48. Kom ons kyk net vinnig terwyl ons begin na wat tot dusver gebeur het in Handelinge. Dit is altyd maar goed om te kyk na wat voor en na die gedeelte wat jy bestudeer gebeur het. Nou Handelinge 1 gaan eintlik aan daar waar Lukas 24 opgehou het, by Jesus se hemelvaart en die verkiesing van Matthias as apostel. Hoekom is Matthias verkies? Omdat Judas Iskariot dood is en hy Jesus verraai het. Handelinge 2 gaan oor die uitstorting van die Heilige Gees en die eerste gemeente, hoe hulle saam geleef het, hoe hulle alles gedeel het en hoe hulle in die gebede en die breek van brood volhard het. Handelinge 3 en 4 gaan oor die genesing van die verlamde man by die tempel, deur Petrus en Johannes. Julle sal onthou dat hulle 'n man daar aangetref het wat gebedel het en in die naam van Jesus is hy gesond gemaak en toe het die godsdienstige leiers met hulle daaroor beklei. Handelinge 5 gaan 'n bietjie verder oor hoe die gemeente saamgeleef het, hoe hulle alles gedeel het. Ananias en Safira het 'n stuk grond mos verkoop en hulle het gejok oor die prys waarvoor hulle dit verkoop het. En so is hulle ook dan nou doodgemaak omdat hulle vir die Heilige Gees gelieg het. Handelinge 6 vertel vir ons van die verkiesing van die diakens. Handelinge 7 vertel hoe een van daardie diakens, Stefanus, doodgemaak is, oordat hy die evangelie van ons Here Jesus verkondig het en dat hy so geglo het. Hy was die eerste martelaar. Handelinge 8 gaan oor hoe die kerk vervolg is en hoe die hofdienaar van Ethiopië tot bekering gekom het deur die bediening van die woord wat Filippus gedoen het. En Handelinge 9, wat ons net voor die vakansie hanteer het vertel van hoe Paulus tot bekering gekom het daar op die pad na Damaskus. Nou, Paulus was een van die, of indien nie, die grootste vervolger van die kerk in die naam van Jesus nie. Hy het van plek tot plek rondgegaan en hy wou die mense doodgemaak het, omdat hulle geglo het in Jesus Christus. En omdat hy net tot bekering gekom het, het dit vir eers so 'n bietjie gestop. Het sal later weer aangaan, want die Satan is listig en hy wil die kerk vernietig, maar vir nou is alles mooi rustig en daar is bietjie vrede vir die gelowiges. Nou het dit tog 'n gevolg gehad, want die gemeentes moes vlug vir die vervolging wat met hulle gebeur het, en nou het 'n klomp gemeentes reg oor die destydse wêreld bestaan. Ons gaan aan die einde van die les weer hierop terugkom. Hulle moet besoek word en hulle moet geleer en vertroos word, en dit doen die apostels dan. So julle sien daar die 3 prentjies, sal julle dit nou mooi onthou. Paulus het tot bekering gekom, die gemeentes is verstrooi en hulle moet besoek word en die woord moet aan hulle gebring word. So nou gaan ons aangaan en ons gaan nou begin lees Handelinge 9 vers 32 tot 34. Dis die eerste gedeelte, die genesing van Eneas. Nou Petrus het gereis, want hy moes soms nou die gemeentes gaan besoek het, en hy kom tot by 'n plek met die naam van Lydda. Dit is nie ver van die Middellandse See af nie. En daar ontmoet hy 'n man met die naam van Eneas. Eneas is al vir 8 jaar lank bedlend. Hy is siek. En deur die krag van die Here Jesus word hy genees, en die mense wat hierdie wonderwerk wat Petrus deur die genade van die Heilige Gees gedoen het, hulle word tot geloof gebring. Hulle glo nou in Jesus Christus. Baie belangrik dat julle sal onthou. Petrus doen nie hierdie wonderwerk uit homself uit nie, maar in die naam van Jesus wat mag beskik oor die lewe en die dood. En wonderlik, die Here gebruik dit om 'n klomp mense tot geloof te bring. Verder gaan ons na Handelinge 9 vers 36 tot 43, die opwekking van Tabitha. Nou Tabitha is Aramees vir Dorcas, wat die Griekse naam is, en dit
beteken, as dit vertaal word, bokkie. Dorcas was 'n getroue disipel van die Here Jesus. Sy het mense gehelp, sy het goed gedoen aan hulle, omdat die weduwees later vir Petrus die klere wat sy gemaak het wys, kan ons aflei dat dit min of meer daarmee te doen gehad het, dat sy goed gedoen het aan die mense, dalk gehelp het om vir hulle klere te gee, dalk die jonger weduwees geleer het om klere te maak, maar sy was 'n getroue disipel, 'n volgeling van Jesus, maar sy het baie siek geword en toe het sy uiteindelik dood gegaan. Die mense het haar gewas, hulle het haar in 'n bovertrekberg neergelê en die mense wat geweet het dat Petrus en Lida is wat baie naby was aan Joppe, het hulle vir hom gesmeek en gesê, asseblief Petrus, kom vinnig na ons toe, miskien kan jy help. Petrus kom toe by die huis aan en hy vra vir die mense om buitekant te gaan staan. Dit is nie nou nodig vir almal om te sien wat gaan gebeur nie. En hy sê, toe hy omdraai na Tabitha, toe hy sê, Tabitha, staan op. Sy maak haar oë oop en sy het regop gaan sit en toe het hulle haar gehelp om op te staan. En toe het hulle al die mense in die gebied genooi en gesê, kyk, Tabitha is lewendig. En toe het dit bekend geword en baie mense het tot geloof gekom in die naam van die Here Jesus. En toe bly Petrus nog 'n hele paar dae lank by 'n man met die naam van Simon, 'n leerloier. En hoekom is dit belangrik? Dit is belangrik want ons gaan nou by 'n baie belangrike afdeling van hierdie les kom. Simon was 'n leerloier. Nou, 'n leerloier is eintlik as onrein beskou. En dit wys nou vir ons hier dat Petrus besef dat hy nie ten alle koste aan die wette van rein en onrein moet vashou nie, maar dat hy moet gaan waar die Here hom gestuur het. En nou gaan ons aan en ons kyk na wat in Handelinge 10 gebeur het, want dit is die hoogtepunt van hierdie les. Nou gaan ons verder met Handelinge 10. En Handelinge 10 vertel vir ons hoe dit gebeur het, dat die evangelie uiteindelik ook aan die heidene verkondig is. Handelinge 10 begin met Cornelius, 'n kaptein van 'n Italiaanse leerafdeling, wat vertroud was met die Joodse godsdiens. Ons leer van hom dat hy godvreesend was. Handelinge 10 sê, hy was godsdienstig en godvreesend en het baie liefdadigheid aan die volk bewys en het gereeld tot God gebid. Met ander woorde, hy het nie meer die Romeinse afgode aanbid nie, maar hy het gedoen soos wat hy geleer het deur die voorbeeld van die Jode wat rondom hom was. In 'n gesig, terwyl hy gebid het, sien hy 'n engel van God wat vir hom sê dat die Here raak gesien het, dat hy gelowig is, dat hy liefdadigheid aan die mense rondom hom bewys, en die engel beveel hom dat hy boodskappers moet stuur na Joppe, daar waar Petrus nou by Simon die leerloier is, en vir hom moet sê, kom besoek my, kom bring die evangelie aan my. Nou wel Petrus reeds geweet het dat God begin om die woord aan die heidene ook te bring, soos hy nou inderdaad daar by Simon gewys het, het hy nog geglo dat mense besny moet word voordat hulle Christene kan word. Wat hy eintlik geglo het is dat jy moet eers tot die Joodse geloof tot bekering kom as jy heiden was, en dan eers mag jy 'n Christen word. So hy staan so 'n bietjie in die pad van die evangelie hier. En daarom moet hy leer dat God mense uit alle nasies tot sy volk voeg en dat hy moet gaan waar die Here hom stuur. En so gaan Petrus omtrent 12 uur op die dak van die huis daar by Simon. Hy gaan aanbid die Here, hy gaan bid tot die Here en dan sien hy 'n gesig, die hemel open en 'n voorwerp soos 'n laken aan 4 hoeke vasgebind sak uit die hemel uit. En in daardie doek, daardie laken, is daar wilde en kruipende diere en voëls, al die onrein diere wat die Jode geglo het en geleer het volgens die wet van Moses, dat jy dit nie mag eet nie. En dan hoor hy 'n stem wat vir hom sê, slag en eet. Maar dan antwoord Petrus, hy sê volgens die wette van Moses mag ek nie die onrein diere eet nie.
Maar God antwoord hom en hy sê, wat God rein gemaak het, mag jy nie onrein ag nie. En hy hoor dit 3 maal. En die betekenis hiervan is, die heidene wat God geheilig het, mag nie onrein geag word nie. En terwyl Petrus nog so nadink oor wat al die dinge beteken, kom die boodskappers wat Kornelius gestuur het by Simon die leerlooier se huis aan. God beveel vir Petrus om saam met hulle te gaan, en hulle sê vir hom, Kornelius het vir jou gevra om te kom, sodat jy aan hom die evangelie kan bring. Hy is 'n Godvreesende soldaat, en hy wil die woord van die Here hoor. Petrus besef dan, hy word geroep om die evangelie aan almal te gaan verkondig. Hy mag nie hierdie mense, wat deur God geheilig is, as onrein beskou nie. En intussen is Kornelius so opgewonde om die woord van die Here te hoor, dat hy sy vriende en familie almal bymekaar maak. Hy sê, kom na my toe. En wanneer Petrus uiteindelik by hom aankom, dan val hy in blydskap voor Petrus se voete neer. En Petrus sê vir hom, ek is maar net 'n mens, jy moenie dit doen nie. En hierdie is 'n verskriklike groot toets vir Petrus. Hy het nog nooit in die huis van 'n heiden ingegaan nie. Hy het nog tot dusver gedink, hulle is onrein, hulle is onwaardig om die evangelie te mag hoor. Maar dan gebruik hy dit wat met hom gebeur het en die boodskap, die gesig wat hy op die dak gesien het, as 'n aanknooppunt. En hy begin die evangelie aan hulle te verkondig. En dis die eerste preek wat gelewer word aan mense uit die heidendom. Tema van daardie preek is, Jesus is die Here van almal. Petrus begin om te vertel van Jesus se lewe en sy werk, van sy doop af, tot by die kruisiging en die opstanding. Hy vertel van Jesus se verskynings aan hulle, wat moes gaan getuig het dat hy die Christus is, dat hy die regter van alle dinge is, en dat daar vergifnis is vir die wat in hom glo. Die Heilige Gees daal met die verkondiging van die woord dan neer op almal, is 'n bewys van die teenwoordigheid van die Gees in hulle wat tot geloof gekom het. En dit is baie merkwaardig, want tot dusver maats het hierdie dinge nie gebeur nie. Maar die woord van die Here is lewendig en kragtig, en wanneer die mense dit hoor, dan getuig die Gees van die waarheid in hulle harte, en hulle kom tot geloof. En die Jode wat saam met Petrus gekom het, is regtig verbaas hieroor. Want op daardie punt het die mense nog nie regtig hierdie woord aan die heidene gebring nie. En omdat hulle kinders van die Here is, word hulle daar gedoop in die naam van die Here. En wat is die betekenis van dit wat ons vandag geleer het? Dit is belangrik vir die vooruitgang van die evangelie. Tot dusver het die mense nog net aan die Jode verkondig, terwyl die Here se opdrag in Matteus 28 was, gaan na die nasies, maak my disippels, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En tot dusver het hulle eintlik dit nog net gedoen aan die Jode wat as gevolg van die vervolging verstrooi is. Nou hier in Caesarea kom die apostels onder leiding van Petrus onder die indruk dat God uitverkorenes onder alle volke het en dat hulle ook die evangelie moet hoor, dat hulle die Here ook met dankbaarheid mag dien. Nou volgende week gaan ons verder met Handelinge 11 en 12. Handelinge 11 en 12 is 'n belangrike hoofstuk, net soos eintlik al die ander gedeeltes in die Bybel, maar hierdie hoofstuk vertel vir ons hoe Paulus uiteindelik dan ook op die voorgrond tree. Handelinge 1 tot 11 vertel vir ons so 'n bietjie van hoe Petrus die hoofapostel was, kan 'n mens maar sê, en van hoofstuk 12 af en verder lees ons hoe dat Paulus begin met sy sendingreise. Dit is 'n baie mooi gedeelte in die Bybel. Vandag se Psalm is Psalm 1 vers 1 en 4. En kom ons luister hoe dit klink en dan kan julle ook sien hoe lyk die woorde.
mooi geluister en dat julle verstaan. As daar dalk nog ietsie is wat onduidelik is julle baie welkom om te kom vra, ook vir jou hulpkategeet of vir mamma of pappa. Julle moet lekker werk en dan sien ons julle volgende week nadat die staptog verby is en julle moet dit ook geniet. Totsiens.